Kyk vir iemand langs jou en sê, ek is bly, jy's vanoggend hier, jy het dit gemaak. Jy het wakker geword. Ek wil net vir julle sê, die skool hou ons kinders so besig, né? Dat op 'n Sondagoggend dan dink ek sien die ouens nie kans nie, né? Ek was nou nie daar na Waldo en Elani se kant kyk nie. So as hulle so 'n billetjie rugby hou, dan is dit sommer die hele dag. En hulle hou hulle goed besig. En so, maar dankbaar vir elkeen wat vanoggend hier is. En ons gaan vanoggend met vrymoedigheid die woord wil ek bedien. En so, kom ons kry ons Bybels uit en noteboeke. Ek het 'n klomp verse wat jy vandag gaan lees. Dit gaan jou weer net laat oefen om jou Bybel oop te maak. Jy weet, om verskillende bladsye toe te blaai of op jou selfoon. Jy weet, so is 'n goeie tyd om te oefen. En want ek sê ons lewe en die gemeente wil ons sê ons is 'n familie, maar wat funksioneer soos 'n army. Jy weet, beteken nie ons sjant mekaar rond in die gemeente nie, beteken ons is 'n weermag daar buitekant, daar waar ons in die werksplek is ons 'n weermag, maar hier is ons familie. En ons funksioneer vanuit 'n familie uit. So, dis belangrik. So, nou verlede Sondag het ek gepraat van, kom ons gaan verf ons plekke rooi, ons dorp rooi. En dit was met die bloed van Jesus. Nou vanoggend gaan ek praat van, kom ons verf ons wêreld en ons plek rondom ons rooi met die liefde van Jesus, né? Met die liefde van God. Amen. Die liefde wat God vir ons het. Die oomblik as ek God se liefde ervaar en ontdek, dan kan ek dit nie anders as om ook vir ander te gee nie. Iemand het die week met gepraat, hy sê, as ek God se liefde gekry het in my lewe, dan is dit nie meer, ek mag nie dit nie, ek mag nie dit nie. Ek kan dit nie meer doen nie, jy weet. Jy mag nie iemand doodslaan nie, né? Dis die wet, né? Die Ou Testament, die wet. Jy mag nie iemand doodslaan nie, maar met God se liefde binne jou, kan jy nie meer doodslaan nie. Kan jy nie meer steel nie. Kan jy nie meer skinder nie. Want jy het God se liefde binne in jou. So, dis waaroor ons vanoggend gaan praat. En dit is ons grootste ding is, hoe loop ons daar buitekant rond en hoe lyk ons lewe? Is dit 'n getuienis vir die ouens daar buitekant om te sê, ek praat hierdie week met ouens wat sê, oor huwelik, iemand het eendag gekyk na 'n koppel en sê, so jaar of 2 met hulle pad gestap, toe sê hulle, ons wil graag God aanneem, ons Jesus aanneem as ons persoonlike saligmaker. Die ouens sê, maar hoe het jy daarby uitgekom? Hy sê, ek het 2 jaar dopgehou, julle huwelik dopgehou. En dit was so getuienis dat ek besef het, ek het God in my lewe nodig. Net na jou huwelik gekyk. Jou huwelik was 'n voorbeeld. Jou lewe was 'n voorbeeld. En dis waar ons by mense wil uitkom, wat hulle sê, ek wil graag Jesus aanneem, net te kyk na jou lewe. Is julle reg? Amen. So, dis hoekom God ons geroep het. Ons is nie hier geroep om net op 'n Sondag by mekaar kom nie. Ons sê ons kom by 'n selgroep by mekaar, of 'n belangegroep, 'n Bible journey, of by een of ander worship, 'n selgroep. Maar op die einde van die dag, kom ons saam in 'n Sondag celebration, 'n feesdiens, om 'n korporatiewe salwing hier te beleef en te ervaar. Daar is net iets anderster. Jy kan maar dophou, mense wat gedurig deur om 'n tafel sit en eet, daar is net meer gesondheid in daai familie en daai kinders. Net so ook in 'n celebration. Hoe meer mense as jy by plekke bymekaar kom, waar die woord vir jou sê, kom bymekaar. Hy sê, moet die onderlinge byeenkomste versuim nie. En hoekom sê die Here dat? Hy sê, want dit is 'n voordeel vir jou. Jy weet, jy dink nie die Here, ja, goed, Gert en Piet en so aan, hulle daarom celebration bygewoon, dat ek net die merkie maak nie. Nee, hy sê dit is tot voordeel vir jou en vir my. Of waar ons heeltyd in kontak met mense is. Jy kan maar gaan kyk, ouens wat nie in kontak is met mense nie, en kinders van die Here nie, hulle geestelike lewe raak net agter. En dis wat die duiwel doen, hy wil hê ons moet geïsoleerd raak. En dis waar hy met jou kan werk. Die oomblik as ek by mense kom, dan tussen mense kom, dan kan ek daarom sê, joh, ek voel nie so lekker nie. Dan gryp hy jou sommer en hy bid vir jou. Alright, so, maak dit sin? So, kom ons maak ons Bybels oop so lank. In die middel, dan hou jy hom daar. Dan gaan ons nou op 'n ander plek lees. Alright. So, ons praat die week sommer by die mannegroep ook, gaan en getuig nou in die wêreld, en sommer waarmee ek wil begin, gaan en getuig nou, en as dit nodig is, gebruik woorde. En dis wat ons wil praat, van jou lewe moet 'n getuienis wees. As dit nou nodig is, gebruik woorde. So ek wil net sê, ek weet nie, 'n paar ouens het nou nie nuus gekyk nie, ek het so 'n bietjie getoets by my kinders, maar hulle het glad nie geweet, waar is die maan en wat het gebeur hierdie jaar. Dit het nou nie in Suid-Afrika gebeur, maar wie het gehoor, daar was 'n maansverduistering, 'n sonverduistering. Alright. So, en dit is my so uniek, en nou die oomblik as ek na die son kyk, of die sonverduistering, en ek sien hoe die ouens dit dopgehou het, dan kyk hulle, en ek het so 'n prentjie daarop, kan julle sien, hier's 'n sonverduistering hier op die
regterkant onder, en bo is die maan, en daar's 'n sekelmaan, en dan is dit die son. En toe het die gedagte by my net opgekom, hoe reflekteer ek en jy die hart van die Vader? Nou, daai son wat verduister het, is eintlik, my fokus is eintlik op die maan. Ek sien eintlik die son raak nie, en ewe skielik in 'n paar sekondes, of ek weet nie hoe lank nie, is dit pikdonker, vir 'n oomblik, want die maan het voor die son ingeskuif. Nou, hoeveel reflekteer daai maan die son op daai oomblik? Vir ons nou, net absoluut niks nie, né? So, hoe kan die maan net weer begin skyn vir ons, is wanneer die maan hom weer reg posisioneer, sodat hy die son kan reflekteer. Nou as ek baie keer die vraag vra, hoeveel lig het die maan in homself? Net mooi niks. Maar hy kan net die son reflekteer. En dis wat ons dan sien. Nou, hoe kan ons baie keer, hoekom is daai sekelmaan daar, is omdat die maan nie heeltemal geposisioneer is om die son 100% te reflekteer nie. Net so ook ons lewe. Baie keer kom, as ek 'n kind van God word, dan moet ek my reg posisioneer, sodat ek die son, God se liefde, reg kan posisioneer, of kan reflekteer na die wêreld daar buitekant toe. En dis by die evangelie, dis want hoe meer ek my reg posisioneer voor God die Vader, en sy liefde, en dit wat ek ontdek van hom, hoe beter kan ek sy lig reflekteer na die wêreld toe. Maar hoekom raak mense en sê, maar ek sien geen, daai ou sê hy is 'n Christen, maar wat, kyk sy lewe. Hoekom sien die mense, omdat ek as kind van God nie reg geposisioneer is nie? Dit beteken nie die son skyn nie. Dit beteken ek is net nie reg geposisioneer om God se liefde te kan weerkaats in die wêreld nie. Dis sommer so, ons kan eintlik huis toe gaan, dis die gelykenis van die maan en die son. Dis al wat ons moet doen. So, Jesus het gelykenisse gebruik, en hy het klomp goed elke dag gebruik, maar ons kan ook gelykenis gebruik. So, dis die gelykenis van die son en die maan. So, in die oomblik toe daai son verduistering plaasvind, toe is daai maan heeltemal in die pad van die son, en hy kon toe niks reflekteer nie. So, kom ons gaan en ons reflekteer die hart van die Vader. So, dit is die doel waarvoor ons gemaak is. En moet dit nie verwag van 'n nie kind van die Here nie, hy is glad nie geposisioneer nie. Alright, met wat en hoe kan ons die wêreld verf? Ons het laasweek gepraat met die bloed van Jesus, en dit wat ons as kinders van die Here kan doen, is om sy liefde en sy karakter te kan weerspieël na die buitekant, na die wêreld toe. Dis wat ons kan doen. Hoe kan ons dit doen? En ons gaan 'n bietjie daarna kyk. So, kom ons bly na ons Bybels toe in Johannes 3 vers 16. Ek weet nie vir wie ken Johannes 3 vers 16 nie. Johannes 3 vers 16. So ek het julle gesê, daar gaan baie skrifte kom. So, byt net vas. Johannes 3 vers 16 is baie goed om in jou eie Bybel te lees. Dit raak lewe vir jou, jy onderstreep dit, en jy kan dit weer teruggaan. Hy sê, want so lief, sê saam met my, lief. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Of moet ek sê, want so lief het God Nylstroom gehad. Net Nylstroom. Nee, die hele wêreld. Dit sluit elke persoon in hierdie wêreld in. Want so lief het God elke persoon in die wêreld lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, ek het al baie keer daaroor gepraat. Wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is nie net as ek hier doodgaan, dan gaan ek nou die ewige lewe in nie. My ewige lewe begin as ek Jesus Christus ontmoet, want Jesus is die ewige lewe. Ongeag waar jy nou hemel, aarde, nuwe aarde, maak nie saak wat gaan doen, maar as jy Jesus het, Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat jy hom sal ken. Dat jy hom sal ken. As jy nie weet of jy die ewige lewe het nie, maak net seker of jy Jesus ken, dan het jy die ewige lewe. Dit is in Johannes 17 vers 3, dit is nie daar nie, jy kan hom neerskryf. So hoe lyk die liefde van God prakties in ons lewe? Hoe lyk die liefde van Christus prakties in ons lewe? Nou, ek moet iets reflekteer. Nou sê ek, God is liefde. Julle ken mos hierso, hierdie blaadjie wat altyd hier in die kerke so gehang het, God is liefde, né? En dit het eintlik sin gemaak vir jou nie, want hoe lyk daai liefde? Maar as ek sê, daar kan ek skryf, God is die een wat my lief het, dan beteken dit iets anderster. Ek sien iets anderster. Dis nie net abstrakte beeld nie. Dis iets wat lewend is. God is iemand wat my lief het. En weet jy wat? Die wêreld soek dit by elkeen. Hulle wil weet wie hulle lief. Jy kan maar gaan kyk. Die wêreld wil weet wie hulle lief. En as hulle kan agterkom, God was so lief vir hulle, dat hy sy seun vir hulle gegee het, dan sê hulle, ek wil dit ook hê. Ek wil Jesus hê, die ewige lewe. Kom ons kyk. 1 Korintiërs 13. Nou, ek het gister 'n troue gedoen, en ek het Korintiërs 13 gelees,
maar ek het dit nie op hierdie manier gelees nie. So, 1 Korintiërs 13, so lees saam asseblief saam met my. Ek weet die ouens wat bietjie ouer is, hulle Bybels, hulle arms is nou natuurlik te kort, jy weet, hulle kan nie nog verder nie, né? So, dan moet julle maar luister. Goed, kom ons kyk, liefde, 1 Korintiërs 13, wat is die liefde wat ek en jy moet reflekteer? Hoor net wat sê hy. Die liefde, God is liefde, nou sê hy, uitwerking van hy liefde is dit. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. So kyk bietjie vir ou langs jou met 'n smile, sê vir hom, liefde, dis vriendelikheid, né? Maar nou nie daai een wat jy voel, jy weet, dis daai ou gesê het, né, dit sê, ek is so kwaad, ek vloek nie, maar waar ek spoeg vrek alles, né? So baie keer kom ons kyk mense so met 'n smile, maar jy kan sien, dit is glad nie terugskyn tot in sy hart nie, dit is net nie in sy gesig, daar's niks liefde in sy oë nie, né? Hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik, twee dinge, lankmoedig en vriendelik. Nou wat is lankmoedigheid, né? Jy vat lank om enigstens kwaad te word vir iemand, né? Lankmoedig, jy kan vasbyt. En vriendelik, die liefde, sê vir my, liefde is nie jaloers nie. Die liefde is nie jaloers nie. Dit klink so of iemand, maar luister, die vandag sit ons elke dag daarmee. Iemand met nie iets beter as ek hê nie. Iemand net nie meer as ek hê nie. Iemand net nie met 'n beter voertuig ry as ek nie. Jy weet, dan voel ek, jy weet, ons sal moet opmatch daar, né? Hy sê die liefde is nie opgeblaase nie. Dit beteken, wat beteken opgeblaas? Is om heeltyd, hoe sê ons in Afrikaans? Hulle sê is om heeltyd dikmond te loop. Dis mos so. Jy's heeltyd dikmond. Ek sê dit nou mooi, né? Ja, ons baie keer sê ons dit anders dan. Maar jy nie heeltyd dikmond loop nie. Jy weet, jy's heeltyd dikmond vir 3 dae met jou vrou gepraat nie. Wat gaan met jou aan, man? Nee, maar ek is sommer nou kwaad en nee, hy sê die liefde is nie opgeblaase nie. So om nou nie jou wange opblaas en kyk vir iemand nie. So, vers 5 sê, handel nie onwelvoeglik nie. Wandel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitter nie. Reken nie kwaad nie toe nie. Ek wonder of die Here vir ons 'n ander versie het hierso nie, né? Want hier goed kan ons baie keer so bietjie handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Hoe lyk ons samelewing vandag? Dink julle daar's enigstens jaloesie in ons samelewing? Dink julle daar's ouens wat kort is van draad? Hy sê ons moet lankmoedig wees. Dink jy daar's ouens wat groot praat? Is daar ouens wat onwelvoeglik handel? Nou sê die Vader, ek wil hê julle moet daai liefde wat ek nou vir julle verduidelik hier, wil ek hê julle moet dit reflekteer na die wêreld toe, laat hulle lewe moet verander. Nou die woord sê, en ek gaan nou daarby kom, hy sê, gaan julle maak disippels van alle nasies. As ons nie die nasies gaan disipel nie, gaan die nasies ons disipel. Wanneer ek insak in 'n rugbywedstryd en ek speel saam met 'n rugbyspan daar, word ek soos die rugbyspan of word die rugbyspan soos wat Jesus lyk in my lewe? Of jy gaan die wêreld begin disipel of die wêreld gaan jou begin disipel. Ja, ek kan nie glo nie, daai ou begin betrokke raak in daai groep. Ek wil sien toe sy lyk hy net soos hulle. Intussen moet dit ondersterom wees. Die Here plaas my by 'n plek en hy sê, ek wil hê jy moet nou die plek waar jy nou is, 'n rugbyspan of 'n werksplek, jy moet dit verander en hulle moet my beeld en my gesindheid begin sien. Is dit swaar? Is dit moeilik? Dit is die realiteit. Wat is God se liefde? Ons kan vir iemand sê, "Ag, die Here is so lief vir jou." Maar wys dit vir my. Is jy opgeblaase? Is jy jaloers? Is jy lankmoedig? Dis wat die wêreld wil sien. Hulle wil sien, hierdie ou is lankmoedig. Ek kan nie glo nie, hy word nie kwaad nie. Hy vat dit net so na God toe en hy bring dit voor hom neer. En dan begin ouens vra en sê, maar wat het jy wat ek nie het nie? En sê, weet jy wat, is net aanleerlik deur die liefde van God wat in my hart uitgestort het. En ek sal nou daar kyk. Hy sê, alles wat in ons in God se woord leer, is die meeste van die tyd reglyn teenoor wat die wêreld se manier van dinge doen. Wat God se woord ons leer, jy weet die way up is down, as ons wil opgaan, moet ons afgaan, as ek wil 'n leier wees, moet ek word soos een wat dien. As ek, jy weet, ag Here, net nie vir my vra, as ek nou by daai mense kom, dat ek wil hom so 'n bietjie meer verloor, jy weet. Die Here sê, nee, my liefde is nie, lyk nie so nie, my liefde is lankmoedig. Is julle by? So hoe lyk daai liefde? 1 Korintiërs 4, ons dink altyd so pragtige mooi vers, en dis lees ek sommer vir die huwelike ook, né?
En die huwelik moet jy ook lankmoedig wees. Okay, dis nie net vir die ouens daar in die wêreld nie, vir jou vrou en vir jou man, né? So jy moet ook maar daar leer, die praktiese. Dis wat ons eerste leer, die praktiese in die huis. Goed, kom ons blaai na 1 Johannes 4 vers 20 toe. Kom ons blaai gou daai. Sê as iemand 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê ek het God lief, luister mooi. Wie het God lief? Kan ek sien wie het God lief hierso? Is julle seker? Okay? Hy sê en sy broeder haat of sy vrou haat of sy man haat, haar man haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Ja, dis 'n swaar een. As iemand God lief het en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy nie gesien het nie kan vergewe nie, hoe kan hy God se vergifnis aanvaar vir sy eie lewe? Hoe kan hy God lief hê? Dis wat die prakties, dis die realiteit. As ek sê ek het God lief, yes, Here, maar net nie vir my vra ek my broer of my sussie lief hê nie, want hy dit en dit en dit en dit en teenoor gemaak. En sê die Here, wat het jy teenoor my gemaak? En ek het my seun vir jou gegee. Gratis, verniet. Ek het dit vir my 'n groot prys betaal. Vir jou, sodat jy my liefde kan ervaar en beleef. En die vergifnis waarmee ek jou vergewe het, wil ek hê jy moet jou naaste vergewe, jy moet jou broer, jou suster vergewe. Dan kom ons in 'n kerksituasie en daar's nie liefde vir mekaar nie. En dink jy, ek wil net nie saam met daai ou sit nie, ek wil net nie my in daai groepie sit van daai ou nie. Hoorie, ons moet by 'n plek uitkom dat ons besef wat is God se liefde. Hy sê as iemand sê ek het God lief en nie sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Nou kom ons kyk, Here, maar hoe kan ek iemand lief hê? So met my eie uit. Romeine 5 vers 5 sê, en die liefde van God wat in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Jy kan nie iemand vergewe, jy kan nie iemand lief hê as God se liefde in jou hart uitgestort is nie. Dis onmoontlik. Daarom moet ek as God se liefde in my hart uitgestort het deur sy Gees, dan beteken dit as ek dit nie verstaan nie, moet ek sê, Here, gee my 'n groot openbaring van u liefde. Ons kom by 'n plek wat ons sê ons sal mense verdra, maar net nie vergewe nie. En dis die praktyk, ons daar in die wêreld ook. Die mense wil sien, as hy kan sien, weet jy man, hierdie is ou, ja, hy het sommer gesê hy is jammer. Kyk, ons in Suid-Afrika is mos 'n geweldige moeilike situasie om te sê, ekskuus man, ek is jammer. Ek sê ons altyd in die huwelik, 3 belangrike woorde in die huwelik is ek is jammer. Nee, dan sukkel ons ook daar in daai gedeeltes, nee. Romeine 5, hy sê die liefde van God in ons hart uitgestort het. In die eerste plek is nie 'n eros liefde nie. Eros liefde is wat ek uit hierdie ding uit kan kry. Daar in die wêreld, jy weet, ek sal met jou in transaksie wees tot ek alles uit jou uitgekry het, dan sê ek nou nie meer met jou, dan sê ek klaar met jou. Alright? Dit gaan alles oor wat ek uit jou uit kan kry. En dan kan ons praat van 'n filio liefde. Dis 'n liefde wat ek sê, dit wat jy vir my gee, sal ek vir jou teruggee, maar niks meer, niks minder nie. Julle hoor? Maar dan kom ons by die liefde wat God se liefde is agape liefde, dit is 'n opofferende liefde. En dit kan jou lewe kos. Opofferende liefde kan jou lewe kos. Om die minste te wees. Om te sê, weet jy wat, ek sal die minste wees. Maar God sal dit hanteer. As ek voel die saak is teenoor my gedoen, ek voel ek is te nagekom, dan sê ek, Here, maar ek vergewe die persoon met die vergifnis waarmee u my vergewe het, ongeag of hy dit aanvaar of nie. Dit is ware liefde. Matteus 28 sê die wêreld is jou sendingveld. Hy sê gaan heen en maak disippels van alle nasies en leer hulle om alles te onderwys. Hy sê ek wil hê julle moet iets vir my doen. Dis 'n boodskapvertaling. Die wêreld is jou sendingveld. Is jy en ek bereid om die wêreld rondom ons rooi te verf met die boodskap van God se liefde? Hy kom nie na die wêreld met sy krag en sy almag nie. Hy kom met sy liefde. Hy sê ek stoot jou nie in die koninkryk nie, ek trek jou met liefde. En dis wat die wêreld wil hê. Ek en jy is God se verteenwoordigers om sy liefde mense te trek na God toe. Nie weg te stoot nie, nie te dwing nie, maar te trek met sy liefde. Johannes 13 sê, vers 34, hoor wat sê, hy praat van ons, hy gee vir ons 'n nuwe gebod, gee vir disippels. Hy sê, nou sê ek vir julle ook, 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle 'n voorbeeld wees van hoe lief julle vir mekaar moet hê. Hoe lief het ons mekaar?
Hoor wat sy gebeur, hy sê die liefde wat ons vir mekaar het, die liefde wat jy vir jou man het, vir jou liefde wat jy vir jou vrou het, die liefde wat jy vir jou buurman het, die liefde wat jy vir jou medebroer en suster het, né? Hoor wat sê hy, sê, dit is 'n voorbeeld wat ek julle gesê het, vers 35, hierdie liefde van julle moet as te ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar is 'n volgeling van Jesus. Daai ouens wat vir jou werk en sê, weet jy wat, ek kan nie glo nie, my baas, hy straal die liefde van God so uit, ek hou aan vir hom te werk. Hy is soos 'n vader vir my, hy dissiplineer my op 'n baie mooi manier, hy gee vir my liefde, hy erken my as persoon, as 'n waarde wat ek het, en hy sê so, en dan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, vir die liefde wat julle onder mekaar het. En ek wil vandag hier 'n oproep maak, en ek wens die hele gemeente was vandag hierso, is dat ons nie ergens 'n plek of 'n oop deur vir die vyand gee om te sê, weet jy, ek wil net nie daar ou te doen hê nie. As ons braai, dan braai jy daar, maar ek sal sorg dat ek hier braai. Nee, die wêreld moet sien dat die liefde wat ons onder mekaar het, dat hulle sê ek het God in my lewe nodig, want ek sien die liefde wat julle onder mekaar het. En ons leef in 'n tyd wat ek sê so geïsoleer, net nie agterkom wat in my hart aangaan nie. Kom ons praat, kom ons maak ons harte 'n bietjie oop. En ons sit ons hart op die tafel en sê, as daar iets is wat ek teen jou het, vergewe my. As jy iets teen my het, asseblief vergewe my. Kom ons maak mekaar, kom ons gee vir mekaar werklik liefde, sodat ons kinders, en ek vir julle sê, kinders en sinners, hulle hou ons fyn dop. Hulle hou vir ons baie, baie fyn dop. Mense in die wêreld hou ons baie fyn dop, hoe ons optree in ons alledaagse lewe. Dis daar waar niemand jou dop hou nie, daar waar jy dink niemand sien jou nie, maar die Here sien ons. Daar waar jy met jou eie werkers is, of jy met jou baas, hoe jy oor jou baas praat, hoe jy oor jou werknemers praat. Hoe praat jy? Gee jy vir hulle liefde? Nou hoe gaan ons hierdie liefde wat vat kan in die wêreld rondom ons kan rooi begin verf? Met die liefde van die Vader wat hy vir ons gegee het. God is liefde, hy is die een wat my lief het, maar Here, dit moet prakties word in my liefde. Soos ek sê, as ek God se liefde in my lewe het, kan ek nie meer ongeduldig wees nie. Maar ek het dan God se liefde, hoekom is ek nog ongeduldig? Dan werk ons 'n paar goeders ander deur. As daar leuns in jou lewe is daar onvergewensgesindheid is, wat jy voel ek is net vir my onmoontlik, dan help ons jou. Dis hoekom ons as 'n liggaam mekaar moet help. Wanneer een sterk is die ander swak, of een swak is die ander weer sterk. En wanneer die ander weer sterk is die ander weer swak. So kom ons help mekaar in die proses, en dis hoekom ons die liggaam nodig het. 1 Korintiërs 11, hoe gaan ons dit regkry? Hy sê, hoe gaan ons die liefde vat? Hy sê, 1 Korintiërs 11 vers 1, hy sê in 'n neutedop, julle moet doen wat ek doen, sê Paulus, net soos ek doen wat Christus doen. In die ou vertaling, hy sê, wees 'n navolger soos ek 'n navolger is van Christus. Hoe het Jesus op hierdie aarde geleef? Kom ons vat sy voorbeeld. Paulus sê, hoor hierso, wees my navolger. Wie van julle sal vir 'n ou by die werk kan sê, weet jy wat moet jy doen, hè? Volg my net na, né? Soos ek Christus navolg. Nie net Paulus, ja, jy was 'n groot ou, hoor. Lang baard gehad, lang rok, alles, jy was regtig 'n godsman. Wat verwag God van ons? Presies dieselfde. Presies dieselfde. Daarom moet jy vir jou werknemers kan sê, julle moet net een ding onthou, julle werk vir my, of ek werk vir jou, maar volg my na, soos ek Christus navolg. Luister na my woorde, kyk na my optrede, dan gaan jy Jesus begin sien. Wie sien kans daarvoor? Nie een van ons kan dit regkry as ons nie God se liefde in ons harte ontdek en beleef het nie. As hy sy vergifnis aanvaar het nie. Filippense 3 vers 17, hoor wat sê, my broers en susters, doen wat ek gedoen het. Paulus sê weer, wees my navolgers. Terwyl ek nie daar is nie, moet julle die mense se voorbeeld volg wat die wet loop, net soos ek hardloop. Dit is belangrik dat julle die regte mense volg. Moenie ouens volg daar in die wêreld nie. Volg die regte ouens wat sê, kyk na my en sien Jesus raak. Het Paulus foute gehad? Verseker, dink ek. Maar weet jy wat, hy kon sê ekskuus, hy kon sê hy is jammer. 1 Johannes 2, en ek gaan amper afsluit, hy sê, die liefde wat God gee, 1 Johannes 2 vers 5, die liefde wat God gee, hoor mooi, blom en bloei juis in hom wat gehoorsaam luister na wat Jesus wil hê. As jy gehoorsaam is, wat God vir jou sê, gaan jy blom en bloei. Mense gaan dit sien en sê, joh, hier's 'n vars reuk van 'n bloeisel. Vers 6 sê, ons moet dus nie net praat oor wat hy wil hê nie, ons moet elke dag daarvan werk maak om presies so te leef soos Jesus geleef het.
Ons moet werk daarvan maak om presies te leef soos Jesus geleef het. So dit kom nie net van self nie. Ek gaan sit nie net daar in die sitkamer met 'n koppie koffie en ek dink, ag Here, dis nou maar so. Help my net gou deur. Nee, ek moet werk daarvan maak. Ek moet God se woord gaan kyk. En soos ek hierdie week ook vir iemand gesê het, dis maklik daar om in 'n woestyn te gaan sit. En niemand hoef te vergewe nie. Jy hoef niemand eers lief te hê nie. Dis hoekom God ons in 'n plek gesit soos in 'n gemeente om te leer om mekaar te vergewe, self in 'n huwelik. Hy het ons in 'n huwelik gesit om te sê, ek altyd sê dis om te kyk hoeveel nonsens nog in jou is. Hy sit jou in 'n gemeente om te kyk hoeveel nonsens nog hier is, want jy gaan met mense te doen het wat goeters begin krap wat jy nie dink dit is daar nie. Maar dan dink ek nee, wat ons sit maar in die woestyn. Daar ergens, daar doodstil dat niemand my pla nie, want daar hoef ek niemand te vergewe. Ek hoef niemand eers lief te hê nie. Alright? Glo julle so? Julle kyk my nou so lank aan. Praat ek met die regte ouens hierso? OK. So kan ons seker wees dat ons deel van God se familie is en bly. So kan ons seker wees dat ons God se familie is en kan bly in sy familie. En ek wil jou sê, as iemand sê, as jy in 'n plek kom, jy sê, Here, gee my net 'n familie, geestelike familie. Die Here plaas jou daarin, en hy gaan goed stir in jou lewe. Verseker. Moenie wegskram van dit nie. Sê, Here, ek face hierdie goeters, ek gaan reguit in hierdie ding in. As daar nonsens in my lewe is wat ek uitsorteer, dankie dat U mense in my lewe plaas. Sodat dit uitgesorteer kan word, sodat ek in die wêreld, moenie laat die wêreld dit gaan uitsorteer nie, hulle het nie genade vir jou nie. Jy weet? Ja, het jy nooit gehoor, nou, ou sê is Christen, met jy gehoor hoe vloek hy. Dan sal die ouens wat jou kritiseer. Dis waar ons woorde moet tel, ons dade moet kyk, en al die goeters. Dis nie, hier kan ons mekaar nog sê, jy hoor die jong, as pap op jou lip, jy weet, net bietjie afvee. Maar in die wêreld, hulle sal vir jou niks sê nie, hulle gaan net alles vir jou skinder, né? So, kom ons kyk, die laaste stukkie. 'n Vervolging is vir die kerk 'n sterk moontlikheid. Die oomblik wanneer ek liefde begin gee en uitleef, nou moet ek weet, daar 'n getoetse kom. 2 Timoteus 3, hy sê hy vir Timoteus, Paulus skryf vir Timoteus, né? Hy skryf hierdie briewe om ons aan te moedig, om ons te versterk, en hy skryf dit vir Timoteus en vir ons. Hy sê, jy ken my baie goed, sê Paulus. Jy weet alles wat ek mense vertel van God en Christus. Jy weet hoe ek leef, wat ek van die lewe wil hê, hoe ek op Jesus vertrou en hoeveel tyd ek vir ander mense het. Jy ken ook my liefde vir ander en weet hoe geduldig ek met mense kan wees. Nou Paulus, kan jy glo? Hy's so lekker ou drywer, maar hy sê, hoor jy weet ek kan geduldig wees met mense, né? Hoor wat sê vers 12. Elke wat Jesus in is en met lewe soos God van hom verwag, moet weet dat hy ook vervolg sal word. Jo, ek kan ons nie daai stuk uit die Bybel uitskeer nie. Ek meen, ons wil nou net 'n lekker lewe hê, man. Hy sê, as jy vir God vrugtelik wil lewe, sê die oud vertaling, as jy God vrugtelik sal lewe, sal jy vervolg word. Ouens gaan vir jou sê, man, weet jy wat, jy kan ons nou nie so nie, hoe kan jy nou daar ou vergewe, hy skuld jou dan so en so, en nou begin daar vervolging te kom in jou lewe. Kyk gou vir jou langs jou, sê vir jou, as jy God vrugtelik wil lewe, gaan jy vervolg word. Dis nie lekker om dit te hoor nie, né? Hy sê die rede is dat slegte mense nie skielik beter gaan word nie. Slegte mense gaan nie ewe skielik beter word nie. Jy gaan agterkom as jy 'n kind van die Here, uitverkore kind van God is, en jy het besluit, jy gee jou hele lewe vir hom. Moenie dink, jy gaan in die wêreld instap en alles gaan net blink en vriendelik wees nie. Mense gaan nie verander in die wêreld nie, tot jy begin in hulle lewe begin inspreek. Nou ja, kom ons vra vir God 'n groot openbaring van sy liefde, sodat ek en jy dit kan weerkaats na die wêreld. Kom ons kom agter, wat is God se liefde vir ons? Wat beteken dit vir ons? Wat is sy karakter? Sodat ons dit kan gaan weerkaats in die wêreld daar buitekant. Dis my gebed vanoggend, dat ons dit sal vasmaak. Hy sê, sodat ons kan weerkaats in die wêreld, sodat hulle ook God se liefde kan ontdek en kan beleef. Mense, Jesus is nie meer op die aarde nie, hy het ons hiernatoe gestuur, hy sê, ek wil hê julle moet my verteenwoordigers wees. Hoe gaan hulle Jesus se liefde ervaar, as hulle nie deur die liggaam van Christus gaan beleef en ervaar nie? En kom ons maak werk daarvan, sê Here, ek is nog nie daar nie, maar ek wil graag leer en weet, sodat ek meer en meer myself sal posisioneer, sodat ek meer en meer van U sal weerkaats na die wêreld daar buitekant toe. Laaste stukkie, hoe gaan ons dit doen? In die eerste plek, deur jou lewe en deur God se liefde. Hoe gaan ons die wêreld rooi verf? God se woord, jou lewe en God se liefde. Amen. Is julle reg?
Kom ons begin ons huise rooi verf met God se liefde. Kom ons begin ons werksplek rooi verf met God se liefde. Kom ons begin ons dorp rooi verf met God se liefde. Kom ons verf die wêreld rooi met God se liefde. Kom ons gaan uit. Dit kan jou lewe kos, né? Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid, Here, dat U sal kom en dat U vir ons die geleentheid sal gee om U beter te leer ken, sodat ons U beter kan weerkaats in die wêreld. Here, en ons dink altyd in die wêreld, ons dink miskien in China, ons dink in Rusland, ons dink in Oekraïne, ons dink in Amerika, maar Here, as U praat van ons wêreld, is dit in ons huisgesinne, in ons families, in ons bure, ons omgewing, ons werksplek, ons dorp. Here, dis wat U aan dink as ons sê, kom ons gaan reflekteer die hart van die Vader. En ons Vader, ons dankie daarvoor, Here, en ons dankie dat U kom en ons U hand op elkeen van ons kom sit, Here, kom herstel die weerkaatsmiddele, die beeld wat ons moet uitstraal, kom herstel het, as ons dit nie reg gedoen het nie. En Here, dat ons U beter sal leer ken, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.